Heilig, heilig, heilig is U, Jesus. Die een wat was, is en altyd sal wees. Die Alfa en Omega. Here, alle heerlikheid en eer en glorie kom U toe, Here. Alle majesteit kom U toe. U is God. En U sit aan die regterhand van God en heers. Jesus, 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 ons koning. Die enigste waardig om die seels te breek. Jesus. Here, ons loof U en ons prys U en Here, ons kom saam met baie ander gelowiges en saam met elke hemelwese. Kom ons in hierdie oggend. En ons loof U naam. Ons loof en prys U naam in U naam alleen. U is die enigste een waardig om aanbid te word. Die enigste waaragtige God. Ons sterk toring, ons veilige vesting, ons skild, ons raadsman en ons vredevors. Jesus. Jesus. Here, dankie dat U in die skrif sê dat U wandel onder die lofsange van die volk. Here, dankie dat soos ons vanoggend ons lofsange ophef na U, Here, dat U onder ons kom wandel. Ons het U nodig, Here. Ons het U nodig. Ons is so afhanklik van U. U is die bron van lewe. U is die lewe en die opstanding. Ons het U so nodig, Here. Jesus, Jesus, Jesus. Ons begin. Jesus. En dit is die ewige lewe. Is om U te ken, Jesus. Is om U te ken. Johannes 17 vers 3. Dit is die ewige lewe. Ons wil U ken, Here. Ons wil U ken. Here, mag die begeerte om U te ken waar alles uitstyg. Mag dit ons eerste prioriteit wees, Here, altyd om U te ken, Here. Om U te ken. Here, mag ons saam met U aangesig tot aangesig kommunikeer, praat, kuier, soos Moses. Jesus. Ons goeie herder. U is 'n goeie herder. U ken U skape. U ken U skape. Jesus. Ons het U lief. Here, ons het U net lief, Here. U is ons eerste liefde en mag ons altyd, elke dag, U kies as ons eerste liefde. Jesus. Amen. Julle kan vir my blaai na 1 Konings 19 toe. Dis waar ons gaan begin lees vandag. Ek gaan eers 2 teksdele vir ons lees vanoggend, sodat ons almal op dieselfde bladsy is, weet waarna ons kyk, weet wat die situasie is, weet wat die storie is, en dan van daai plek uit gaan ek dan verder gaan in die preek. So heel eerste, hierdie gebeur vir jou in konteks, net vir jou te wys waar ons is waar Elia besig is om weg te hardloop. Hy het nou net 450 Baal-profete om die lewe gebring. So jy sal dink hierdie is 'n regtig brawe en sterk ou en ewe skielik van 'n tipe plek waar Jezebel of Isebel is die Afrikaans, hom om die lewe wil bring en waar hy besig is om op die vlug te wees, en God gee aan hom die volgende opdrag in 1 Konings 19 vers 16. En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa, die seun van Safat, uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. En dan vers 19, en hy het toe daarvandaan weggegaan, en Elisa, die seun van Safat, aangetref, terwyl hy aan ploë was met 12 paar osse, voor hy
en hy self by die 12de paar was. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit. En met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee. En hulle het geëet. Daarna het hy hom klaar gemaak en Elia gevolg en hom gedien. Dan kyk vir my blaai na 2 Konings 2 vanaf vers 1 tot 14 wil ek vir ons lees. 2 Konings 2 vanaf vers 1 tot 14. So hier, ons het nou gelees waar Elia sy mantel gooi op opdrag van die Here, gooi dit op Elisa, en dan sien ons nou 'n paar jaar vorentoe, tussen 6 tot 10 jaar vorentoe gaan ons nou na waar Elia opvaar na die hemel toe. En toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en u siel leef, sal ek nie u verlaat nie. En hy het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profeetseuns wat in Bethel was na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jerigo. Maar hy sê, so waar as wat die Here leef en die siel leef, ek sal nie u verlaat nie. En hulle het in Jerigo aangekom. Daarop kom die profeetseuns wat in Jerigo was, na Elisa toe aan en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elisa sê vir hom, bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as wat die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het gegaan. En 50 man van die profeetseuns het geloop en op 'n afstand eenkant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water, en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgaan. En nadat hulle daar was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele deel van u gees op my wees. En hy sê, jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien, wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep, my vader, waar van Israel en sy ruiters? En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in twee geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia, wat van hom afgeval het, slaan dit op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante toe verdeel. En Elisa het deurgegaan. So, die eerste teksvers, Elisa word geroep. Die tweede teksvers sien ons waar Elia opgaan hemel toe. Ek dink jy het al baie almal van die storie gehoor van Elia wat in die storm opgeneem is hemel toe, een van twee mense wat nooit dood gegaan het nie. En dan sien ons dis waar Elisa, dit is die begin van Elisa se bediening, as dit so kan noem. Maar hoe begin dit? Deur die mantel, God gee opdrag om sy mantel vir Elia om sy mantel op Elisa te gooi. Wat beteken dit dat hy sy mantel op hom gegooi het? Hoekom wil ek hieroor praat? Ek het maandag toe lê ek voor Here en ek sê, Here, praat met my, feed me, so that I can feed my sheep.
En toe sê die Here, gaan kyk na die lewe van Elisa. So ons begin by die mantel, maar ons gaan eintlik baie kyk na Elisa vanoggend. En 'n goeie verstaan te kry van die mantel en ook die dubbele porsie. Want die charismate kan maar lekker vreemd raak oor die mantel en die dubbele porsie. So ek gaan vir jou 'n goeie Bybelse begrip gee tot die beste van my vermoë uit die woord van God uit. Die mantel, die bokkleed wat hy oor Elisa gegooi het, dui daarop, dit en die dubbele porsie, dui op na hy kies Elisa as sy opvolger. Die profeet daai het so 'n baie kenmerkende bokkleed gehad het, so hy gaan en hy gooi sy bokkleed oor Elisa. Nou in 1 Konings 19 maak dit nog nie veel sin. Hoekom? Okay, dis nou die bokkleed, hy gooi die bokkleed oor hom en hy beklee hom as profeet. Maar jy moet 2 Konings 2 gaan lees om regtig 'n goeie begrip te kry van wat die mantel van Elia uitbeeld. Ek hou regtig hardkop om Elia en Elisa nie om te ruil nie. Dis my verskriklik naby mekaar. So wat gebeur is in 2 Konings sien ons hoe God vir hulle sê om te gaan van Gilgal, Jerigo, Gilgal, Bethel, Jerigo, Jordaanrivier. 'n Goeie rede dat hy hierdie plekke, dis alles historiese plekke vir Israel. Bethel was die plek waar Jakob die droom gehad het, waar die engele op en af gegaan het in die leer. Dit is toe nou in hulle tydperk is dit 'n plek waar goue kalwe aanbid word. Hulle noem dit calf worship, so hulle verval toe in daai area in afgods aanbiddery. Jerigo is bekend gewees vir Israel vir God wat die onmoontlike gedoen het en die mure laat val het toe hulle daar omgeloop het. Hulle gaan Jordaan toe en Jordaan is waar die rivier is waar hulle die beloofde land ingegaan het. So hulle besoek bekende plekke histories vir Israel. En op elke plek sê Elia vir Elisa, bly hier. Hy's besig om vir Elisa te toets. Bly jy hier? Bly jy hier? En elke keer sê Elisa, nee, ek kom saam. Ek kom saam. Daar waar u gaan, so seker as dat die Here leef, daar gaan ek ook gaan. So hy het baie geleentheid gehad om agter te bly. Want as jy onthou in die skrif wat ons gelees, net as jy my sien opgaan, sal dit jou deel wees. So dit was belangrik vir Elisa om hom te sien opgaan. Wat wil ek hê jy moet hier sien? Is God roep jou. Almal van ons weet dit. As dit vir jou nuus is, wil ek vir jou vandag sê, God het 'n roeping op elkeen se lewe. Maar dit is belangrik dat ons nooit ophou volg nie. Die roeping is goed. Dit kom van die Here af. Maar dit is belangrik dat ons altyd hom sal aanhou volg. En dan sien ons hoe gaan hulle deur die Jordaanrivier. Ons sien hoe 50 ander profete staan. Hulle sien dit ook en dit was vir almal dit was nie nuus dat Elia daai dag opgegaan het hemel toe nie. Ek wil hê jy moet sien God het dit aan baie profete geopenbaar dat hy gaan opgaan. Maar dit was nodig vir hulle om ook te sien dat God en Elia hom kies as opvolger. Elisa het net sy eie uitgesê, ek wil die opvolger wees, hier's ek is oulik, ek voel, omdat ek saam met Elia geloop het, ek moet die opvolger wees. Nee, die Here het hom gekies. So hy stap saam met Elia, Elia gaan op hemel toe. Wat is die enigste ding wat van hom afval? Dieselfde ding wat hy gevat het, om oor Elisa te gooi, as 'n uitbeelding van, ek kies jou as my opvolger. En hy het vir Elia sien opgaan, en hy tel die mantel op, en wat gaan doen hy met die mantel? Die eerste ding wat hy met die mantel doen, is die laaste ding wat Elia gedoen het. En dit dui op 'n aanhou van dit wat op Elia was, is nou op Elisa, en die Here maak seker ons 50 mense om dit te sien. So die mantel dui daarop aan, dat dit sy opvolger is. Daar's niks vreemds daarom nie, dit is so eenvoudig soos dit. Dan, die tweede punt, is hy vra vir hom 'n dubbele porsie. Beteken dit, daar was 2 keer meer van die Here in Elisa, as op Elia. Nee, die Here gee homself nie in sarsies nie, dit kan ek vir jou sê, hy is nie 'n paaiement wat homself afbetaal nie. Dit kan ek jou beloof. Hy's daar, of hy's nie daar nie. Waarna dit verwys. So ek wil vir jou sê, as jy
wedergebore is, jy die Here Jesus Christus jou aangeneem, het jy dieselfde gees in jou as wat in Elia was en in Elisa was. Daar was net 2 keer meer opgeteken wonderwerke van Elisa se bediening as Elia, maar dit beteken nie dat hy het 2 keer meer van die Here in hom gehad as Elia nie. Die dubbele porsie verwys weer eens na opvolger / geboortereg. Jy kan daarvan gaan lees in Deuteronomium 21 vers 17. Hoe het dit gewerk daai tyd? Wanneer jy 3 kinders gehad het jy jou erfdeel in 4 verdeel. 3 kinders, maar jy verdeel dit in 4. Sodat die oudste 2 kry en die ander 2 1 deel van die erfporsie kry. Want dit verwys na hom as jou erfgenaam. Hy is jou oudste, hy is weer eens jou opvolger. As hy net 1 porsie gekry het, dan het hy, nou raak al die ouer boeties en sissies opgewonde. As hy net 1 deel gekry het van die erfdeel, was hy net so, dan was hy deel van die profete seuns wat gesien het hoe Elia opgevaar is. So dit was nodig dat hy sy opvolger was. En Elisa het dit nie gevra uit 'n plek van arrogansie uit nie. Soos, I'm your man, ek het dit nie. Hy het gesien wat op Elia se lewe is. En dit was uit 'n plek uit van absolute afhanklikheid. Elia, ek weet dat dit wat jy gedoen het, dit wat in jou bediening, wat ek gesien het, ek het 6 tot 10 jaar jou gedien, ek het gesien wat die Here deur jou gedoen het, ek het dit nodig. Ek het dit nodig dat die Here op my rus, net soos wat hy op jou gerus het, sodat ek jou opvolger kan wees. Maak dit vir jou sin? En hoe het dit van toepassing op my en jou? Maar die Ou Testament is goed, dit is stories, daar's baie wat ons uit dit uit kan leer, maar dit is belangrik dat ons vasmaak wat dit vir ons as Nuwe Testamentiese Christene, wil ek amper sê, van die nuwe verbond. Kom ek sê, ons is nuwe verbond, kinders van God. Wat beteken dit vir ons? In Handelinge 1 vers 8 kan jy die volgende lees. So die mantel en die dubbele porsie verwys na opvolger. Dit wat Elia gedoen het, gaan nou voordeur Elisa. Julle is nog by my. In Handelinge lees ons as volg. Maar julle sal krag ontvang, dis Jesus wat spreek, krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Johannes 20 vers 21 lees as volg. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En Lukas 4 vers, so ek wil hê jy moet sien, die Here kom beklee jou met sy gees. Hy stuur jou soos wat hy gestuur was. Dit wat Jesus gedoen het, moet ek en jy doen. En wat het Jesus gedoen? Wat het die Gees wat oor Jesus was, die Heilige Gees, gedoen? Lukas 4 vers 16 tot 19. Al die antwoorde is in die Bybel. Toe kom hy in Nasaret, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van sig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Sê die volgende, die Gees van die Here is op my. Die Gees van die Here is op jou. Wanneer ek, voor ek preek, voor ek vir iemand bid, is dit letterlik elke keer wat ek myself sê. Here, dankie dat u Gees op my is. Dankie dat u by my is. As nie 'n twyfel in my hart by my is nie, en ek herinner myself daarvan. Here, dankie dat u Gees op my is om hierdie te doen. Om die vrylating van gevangenes aan te kondig. Die goeie nuus van die evangelie. Hoekom kry ons die Gees? Hoekom kry ons die Heilige Gees? Julle sal krag ontvang en om sy getuies te wees. Die gawes,
is daar, wonderwerke is daar om die evangelie te bevestig. Die hooffokus is altyd die evangelie van Jesus Christus. My en jou hoof fokus en roeping en doel op aarde is to make Jesus known. Is dit? Is dat as deur ons lewe moet altyd terugwys na hom toe. Dis nou nie deel van die preek nie, maar ek wil tog daaraan raak. Ons almal het al gehoor van die onvergeefbare sonde. Nou as jy laster teen die Heilige Gees. Ek hoor een keer vrou dit vir sy was kwaad vir die Here en sy het die Here gevloek en sy vra en repent toe daarvan en kom na die pastoor toe en vra, jy voel mos half ongemaklik, soos jy weet nie lekker hoe van hier af en wat moet sy doen, wat moet sy vir die Here sê, want sy is jammer, maar sy het nie die berou in haar hart, sy weet nie regtig wat om te doen van hier af nie. En die pastoor se woorde aan haar was soos, sorry, jy het dit nou gedoen, is te laat vir jou. Jy het die Here klaar vervloek, jy het klaar gelas teen die Heilige Gees, en dit is nie wat dit is nie. Daai pastoor moet die Bybel gaan lees. Sê ek nou met baie liefde. Want wat beteken daai teksvers in konteks? Is Jesus het 'n wonderwerk gedoen en toe die skrifgeleerdes gesê, hy doen dit deur die krag van die duiwel. So wat het, en toe sê hy, alles kan vergeef word behalwe om te laster teen die Heilige Gees. Want hulle daai gerug versprei na daai wonderwerk, want hulle het gehoor die mense het begin glo dat hy die seun van Dawid is. Hulle het begin glo dat hy die Messias is as gevolg van die wonderwerke wat hy gedoen het. So om te laster teen die Heilige Gees is basies om te sê Jesus is nie God nie. Want dit is wat die Heilige Gees van die begin van tyd af nog altyd besig was om te doen, ook in Jesus se tyd. Hy is konstant besig om te getuig dat Jesus God is. Hoe het God getuig saam met die apostels in die vroeë dae in die vroeë kerk om die evangelie te bevestig? Hoe het hy saam met hulle getuig? Deur wonders en tekens. Die Heilige Gees doen wonders en tekens want sy hooffokus is to make Jesus known. En dis my en jou hooffokus. Ek wil vir jou sê jy's nie alleen nie. Die Here is nie ver nie. Sy Gees is nie een of ander net 'n krag of 'n force nie. Dit is God self wat by jou is, wat jou bekragtig om die evangelie te verkondig. Hoe dit ook al nodig is in die situasie wat jy jouself bevind. Die Gees van die Here is op jou. En ek wil jou regtig uit om jouself te herinner daaraan, konstant. Herinner jouself daaraan. Want soos wat, en ek gebruik Elia en Elisa as 'n voorbeeld, want dis 'n amper sê 'n tasbare voorbeeld. Die mantel gaan van Elia na Elisa toe. Net so Jesus het gekom, die eerstgeborene van baie sê die skrif vir ons. En hy gee dieselfde Gees wat op hom is, Heilige Gees, kom gee hy nou oor aan ons. Hy sê vir sy disippels, dit is vir julle voordelig dat ek terug gaan hemel toe. Sodat hy wat soos ek is, kan kom. En hy praat van die Heilige Gees. Hy doop ons met die Gees en met vuur. Amen. Maak vir julle sin? As jy vra wat ek met die grootste liefde na die tyd vir my kom vra. Dan, so daai is die eerste punt wat ek wil hê jy moet sien. Kort storie lank. Die Gees van die Here is op jou. Soos waar daar oorgang was van Elia na Elisa toe, was daar 'n oorgang van Jesus nou na jou toe. Dan die tweede punt. Ons sien dit in 1 Konings 19, soos terug waar Elisa geroep word. Nadat Elisa geroep word, vra hy vir Elia, hy wil sy ouers gaan groet, en wat doen hy daarna? Hy verbrand die osse en die trekgoed. Die titel wat ek hier neergeskryf het is, brand jou brug. Brand jou brug. Nou dis 'n interessante stelling, want ons sê jy moet nooit 'n brug brand na mense toe nie, maar brand die brug na jou ou lewe toe. Brand die brug na dit toe wat jou weghou van die Here af en wat jou weghou van dit waarna hy jou roep. Jy sien Elisa word geroep deur God en hy maak seker daar's niks om na terug te gaan nie. Hy los nie 'n agterdeur oop nie. Daar's nie 'n plan B nie. Dit is Here, dit is U. Of daarna weet ek nie. Ek sê gereeld hierdie ding, ek sê en ek weet hy sal nie. Maar dit is so ek nou maar met die Here gesels. Ek sê Here, as jy my nou los. As ek weet ek nie wat ek gaan doen nie.
Ek is nogal redelik dan geskroef. Ek het die Here tot hier gevolg die laaste sal 7 jaar. 7 jaar. Hey, tyd gaan vinnig verby. Al 7 jaar wat ek die Here tot hier gevolg het. Brand jou brûe na jou verlede toe. Hoekom is dit belangrik? Want ons lees in Lukas 9 die volgende. Lukas 9 vanaf vers 57. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op pad vir hom: Here, ek sal U volg, waar U ook mag gaan. Jy weet, soos Here, ek sal U, en ek dink ons almal het al gesê, Here, ek sal U volg, waar ook al. Sê en ek sal dit doen. En toe sê die Here vir hom wat hy moet doen. En Jesus sê vir hom: Die jakkals het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Ek onthou toe ek die eerste keer die teksvers lees, as ek sê, Here, hier is my vreemde teksvers. Dit voel vir my soos 'n ja en nee antwoord. Soos Here, ek wil U volg. Dis reg. Kom. Of nee. En die Here sê vir hom: Jakkals het gate, voëls het neste. Dit gaan kos om 'n volgeling van Jesus te wees. Ek gaan nie vir jou die prosperity gospel gee volgende nie. Daar's 'n bekende sêding wat sê, is 'n Duitser wat dit gesê het. Ek kan nou net op sy naam kom hê. Dietrich, dink is Bonhoeffer, ja. Wie het dit nou gesê? Iemand het dit nou gesê. Sy. Dankie mamma. Hy het gesê dat om Jesus aan te neem is verniet. Redding is verniet. Maar om 'n disipel te wees kos alles. En ons sien dit weer eens in Elisa se lewe. Hy los alles om Elia te volg, die roeping wat God op hom gesit het, om inherent God se opdrag op sy lewe te volg. En hier sien ons dit, die seun van mens, Jesus het nie, kom ons wees eerlik, Jesus, die seun van God, het nie in rykdom rondgeloop en gewandel, en kastele en paleise gehad waarin hy gebly het nie. In hierdie teksvers sien ons, hy het nie eens 'n plek gehad waar hy altyd kon slaap nie. Jakkals het gate, voëls het neste, maar die seun van mens het nie eens 'n plek. So ek wil vir jou die volle evangelie gee. Dit is partykeer, gaan dit jou prys kos, en dis nie omdat jy iets verkeerd doen nie. Dis nie met die duiwel dit uit het vir jou nie, om partykeer by die verlorenes uit te kom, moet ons gaan waar hulle is. En partykeer deur ons gebrek wys die Here hoe goed hy werklik is. Deur die klein ou slaan hy partykeer die groot ou. Amen. Amen. En dit gaan aan om te sê die volgende. En hy sê aan 'n ander een: Volg my, maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom: Laat die dooies hul eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. Op oog. As jy wat afkom op die teksvers, waar gaan die woord wat ek nou wil gebruik het? Klink dit baie amper onsensitief, soos laat die dooies die dooie begrawe. Dis Jesus, Here rou saam met jou. Maar in konteks waar hierdie ou teruggegaan het om sy erfdeel te gaan haal. Hy wou teruggaan na sy pa toe om sy geld te kry, om sy finansies te kry. En die Here ken sy hart en hy sê laat die dooies begrawe. Nie omdat hy onsensitief is nie, maar daar was iets in hierdie ou se hart belangriker. Geld was vir hierdie ou belangriker as om Jesus te volg. Maak dit vir jou sin? Jesus wil nie jou eerste liefde wees nie. Hy wil jou enigste liefde wees. Dink vir jouself, jy's getroud en jy het 'n affair, maar jy sê vir jou vrou, ja maar jy's my eerste. Dink jy gaan okay wees daarmee? Maar as ons dood eerlik moet wees met ons, doen ons dit partykeer met die Here. En jy kan hierdie vir jouself antwoord. Ek gaan dit nie vir jou antwoord nie. Is Jesus jou enigste liefde? Of het ons ergens liefde aan die kant? Het ons liefde aan die kant? Dit gaan aan om te sê in vers 61, en 'n ander het ook gesê: Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Brand jou brûe. Dis eintlik waarop dit neerkom. Sien wat Elisa se voorbeeld is. Hy het nie die osse in die trek goed gelos en net gesê
ek gaan nie teruggaan nie. Hy het aksie geneem en die brug daarheen gebrand. Sodat selfs al wou hy, is daar niks om na terug te keer nie. So daar was net vorentoe vir hom. Daar was net vorentoe vir hom. Maak seker dat die brug gebrand is. En jy weet wat jou brug is. Ek kan nie vir jou sê nie. Jy weet wat jou brug is. En dan weer eens wil ek kyk na Jesus as ons voorbeeld. Jesus is altyd die perfekte voorbeeld. Hy wat alles, Filippense sê vir ons, hy wat in die teenwoordigheid van God bestaan, hy wat God self is, het die hemel verlaat, het alles neergelê. En die gestalte van 'n mens het gelyk gevorm geword aan 'n slaaf en kom lewe tussen ons. Hy is ons voorbeeld. So dit is nie, ek en jy gee nie iets wat Jesus nie eers gedoen het nie. Maak dit vir jou sin? Ons volg hom net. Jesus sê dat hy wat my wil volg, moet sy kruis optel. Nou ek wil die volgende vir jou sê. Die teksvers sê dat hy wat sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar hy wat dit nie liefhet nie, sal dit kry. Die wanpersepsie is die volgende. En ek is nie 'n prosperity preacher nie, glad nie, glo my. As jy wil prosperity preaching doen, gaan doen dit in China vir die vervolgde kerk en dan sien jy hoe werk dit vir jou uit daarso. Maar dit is nie hulle realiteit nie. Maar tog is dit die vinnigste groeiende kerk. Want hulle het Jesus. Dis wat hulle het. Dis vir hulle die belangrikste. Die wêreld wil sê, as jy Jesus aanneem, is daar klomp goed wat jy verloor en jy moet alles opgee en dit is hierdie vervelige, boring lewe. En dan stop dit daar. Maar die teksvers sê vir ons baie duidelik dat hy wat dit weggee, gaan dit kry. Die wêreld sê net jy gee weg. Jy is hierdie armsalige in die lyne mens. Die ou aan die tafel wat die board game reels probeer onderhou en niemand hou van daai ou nie. Ek wil vir jou sê die wêreld wil vir ons jok, want inteendeel die waarheid is, wanneer jy jou lewe vir Jesus gee, kry jy lewe. En ek sien 2 kruise. Terwyl ek oor hierdie teksvers bid, het die volgende by my opgekom. 'n Kruis gaan jy dra. Jou eie kruis of Jesus se kruis? Ek dra veel eerder die kruis as sy disipel as my eie kruis. Ek is nie waardig om eers my eie kruis te dra nie. As ek my eie kruis moet dra, gaan ek hel toe. En dit is swaar en is vol splinters. Maar as ek my lewe vir Jesus gee, hom volg en sy kruis dra, dan sê hy vir my sy juk is sag en sy lig en sy las is lig. Hoekom sal ek nie eerder my lewe vir hom gee en die kruis dra van 'n disipel en 'n kind van hom, as die waarheid van die saak is dat sy juk sag is en sy las is lig. Amen. Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat maak nie saak hoeveel jy gee vir Jesus nie. Jy sal nooit meer kan gee van jouself as wat hy nie vir homself gegee het vir jou nie. Nooit. Nooit. Inteendeel, hy het alles gegee. So mantel, brand jou brûe, en dan die derde punt is, Elisa het gedien. Elisa was bekend, ons sien aan die einde van hoofstuk 19, 1 Konings hoofstuk 19, hy het gegaan en hy het Elisa gedien. En dan sien ons later in 2 Konings 3, nadat hy Elia nou op is en hy nou die hoofprofeet is, waar die koning Israel en Juda se koning trek saam met Edom se koning en hulle vaar uit en daar's nie water vir die mense nie. En hulle is soos eers maar wat gaan ons doen? Is daar nie 'n profeet wat ons kan raadpleeg hieroor, wat vir ons kan die saak voor die Here kan bring nie? En die raadgewer se woorde aan die koning was: ons het gehoor van Elisa en dat hy Elia se hande gewas het. Hoekom hande gewas? Dit is 'n term wat gebruik word as hy het Elia gedien. Vir 6 tot 10 jaar, min of meer, het hy, nadat hy geroep is, die mantel is oor hom gegooi, jy gaan nie opvolger wees, het hy wat gedoen? Hy het hom gedien. En hy was bekend daarvoor, dat hy vir Elia gedien het. Diensbaarheid is 'n verskriklike belangrike eienskap, karaktereienskap
van 'n kind van God. En ek kan nie meer klem daarop lê nie. En hierdie is nie om die diensspan te bemark nie en om die diensspan te groei nie. Maar dit is hoekom ons die diensspan het. En ek kan vir met alle eerlikheid sê, in 2018, die kerk waar ek destyds was, die tweede Sondag, ek was 'n maand gered, tweede Sondag in die kerk en ek is so saam op by die diensspan. Ek kon voel hoe die Here my na toe trek. Hy roep ons na diensbaarheid toe. En hoe my verhouding, nie net met die mense nie, maar met die Here gegroei het, toe ek begin fokus het op dien. Elisa se fokus was nie om oor te neem nie. Elia het my geroep en ek gaan hom dien. Bly jy agter? Nee, so die Here leef, ek gaan saam met jou. Ek gaan jou dien. Want dis waarvoor die Here my geroep het. Ons het 'n sê ding wat sê the door is in the floor. Ek onthou toe ek by die kerk daai tyd. Dit was die derde Sondag, want die tweede Sondag na die tweede diens het ek gesê ek wil deel wees van die diensspan. Toe weet ek nie, toe's kerk vir my 'n nuwe ding hoor. Ek het toe nou nie lekker die affære verstaan nie en alle kerke funksioneer ons maar net dieselfde en toe's daar 'n verskil tussen jou diensspan en jou biddienspan. Jou biddienspan is die ouens wat al lank in die kerk is en hulle bid vir die mense. Jou diensspan is help die kerk reg kry om sodat dit mooi lyk as die mense kom berei die huis van die Here berei jy voor. En die dag was 'n voete was diens. Ons gaan ook nog een hierdie jaar. Berei sommer nou al voor. Ek gaan vir sê wanneer nie. So ek sou maar jou tonals kort en geverf. En as jy vir my vra as dit vir jou vreemd is, dis skriftuurlik. Jesus was sy voete en sê doen so aan mekaar. Dit is skriftuurlik om dit te doen. En die reëling is dat die bedieningsspan die mense se voete was en dan vir hulle bid en profeteer. En ek onthou ek mis bietjie daai kommunikasie en toe dit nou die woord gegee word om die bakke vorentoe te vat, die diensspan moes net die bakke vorentoe gevat het. Ek vat daai bak vorentoe, ek sit daai bak tussen hier voor my voete neer, hier sit ek. Ek wag vir die eerste om te kom bid. Daai eerste ou hy kom sit en ek is soos toe begin was ek, né? Ek het nie wat profeteer is nie. Ek het nie 'n klou gehad wat dit is nie. Ek is soos, wel ek gaan nou maar net bid vir die persoon en Frank wat nou Vrydag kom bedien vir die manne en die Sondag. Hy was die pastoor gewees daai tyd. Hy sien toe hierdie ou het hulp nodig en hy sien toe hiersoos 'n krisis situasie. Hier uit met die mooiste sagtheid. Hy kom sit so langs my in. Hy sê ek sal was en bid en jy maak hulle voete droog. En ek is so great. Dis wat ek gaan doen. En baie keer sal ek myself afvra en Drieko, het jy nog steeds daai hart wat jy in die begin gehad het? Maar dit is baie keer maklik om daai diensbare hart in die begin te hê. En met tyd verloor ons dit baie keer, soos wat mense jou baie keer begin dien. Jy moet nooit die hart van 'n dienskneg verloor nie. Mag ons bekend wees. Mag jy bekend wees dat jy iemand is wat dien. En dan weer eens, kyk ons na Jesus. Dis 'n voorbeeld. Markus 10 vers 44 tot 45. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om te gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Of jy profeet is, of jy herder is, of jy evangelis is, teacher, wat dit ook al mag wees. Hou altyd die fokus dat ons is hier om te dien. Ons is hier om mekaar te dien. Altyd te dien. Gaan jy jouself partykeer in 'n plek kry waar mense jou bedien? Ja, of waar mense jou dien? Ja, maar Elia was nie verkeerd dat Elisa hom gedien het nie. Maar Elisa het altyd gefokus om te dien. Nie hastig geraak met Elia nie ongeduldig geraak in sy seisoen van dien nie. En ek wil eintlik die volgende vir jou sê, dien is nie 'n seisoen nie. Kom ek scratch sommer daai af. Ja, daar is tye wat jy meer in 'n posisie van dien is, maar maak nie saak in wat se posisie is jy moet altyd gefokus wees op dien. Maak dit vir julle sin? Amen. Great. So, jy's geklee. Dis die 3 hoof punte wat ek vir jou uit die teksvers uit wil haal en dan sal nog 5 kenmerke wat ek graag wil oordra vanoggend. So, jy's geklee. Die gees van die Here is oor jou. Jy's geroep om te dien. Jy's geroep om te dien soos Elisa vir Elia gedien het. Amen. En brand jou bru. Ek was nou amper teruggeblaai het.
brand jou brou. Elisa, as jy kyk na sy bediening, is daar 5 kenmerke wat uitgestaan het vir my. Die eerste een, en van dit raak redelik aan dit wat ons reeds na gekyk het, maar ek wil spesifiek hierdie 5 vir jou gee vanoggend, want ek wil jou uitnooi, soos wat ek ook nou doen, is, ek mediteer regtig op hierdie 5 punte. Ek sê, Here, hierdie 5 punte, maak my so. Help my om so te wandel, help my om getrou te wees aan hierdie maaltyd wat U voor my gesit het. Die eerste een is onmiddellike gehoorsaamheid. Elisa was onmiddellik gehoorsaam. Ek kom, en hy brand sy osse, hy brand sy trekgoud, hy brand sy brûe en hy volg hom. Getrouheid en diensbaarheid. So nou lang gekyk na hierdie laaste punt. Hy was getrou en hy was bekend dat hy vir Elia gedien het. Medelee, deernis en barmhartigheid en genade. Toe die koning hulle nie water gehad het en hulle bevind hulle self in 'n penarie, die koning van Israel, waar hy baie bedien het, in die stad van Samaria, was Israel baie afvallig van die Here. Juda het nog die Here gedien, maar Israel was afvallig van die Here. En hy sê en die koning van Israel het hierdie versoek dat hy vir hierdie saak wat hulle nie water het en hulle gaan die oorlog verloor as gevolg van dit voor die Here sal bring. En hy sê vir hom terwille van Juda sal ek dit doen. Ek wil dit nie vir jou doen nie, maar terwille van Juda. Hy gee vir hom goedheid en guns wat hy nie verdien het nie. Dan punt 4, medelee is sien ander se pyn as jou eie. Dan punt 4 is afhanklikheid van God, waar hy vir Elia gevra het, gee vir my 'n dubbele porsie van dit wat op jou lewe is. Ons sien toe hy die Jordaanrivier geslaan het, toe roep hy uit na die Here toe, en die Jordaanrivier trek op. Hy het geweet en besef dat hy afhanklik is van God. En dan punt 5, dapperheid en moed, en dan geestelike onderskeiding en insig. Gaan lees 2 Konings 6. Elia is die koning, die Arameese koning wil Israel inval. Maar elke keer as hy sy manskappe stuur om Israel binne te val, dan is die mense reeds gewaarsku en weet hulle reeds van die koningse mense, van die Arameese weermag wat op pad is. En dit het die Arameese koning mal gemaak, dat hy selfs begin dink het, daar is 'n spioen tussen sy mense, want hoe weet hy? Israel het van elke beweging geweet, en kon voorsorgmaatreëls tref vir elke beweging wat hy gemaak het. En toe is die antwoord die volgende, Elisa het geweet. Wanneer hy 'n beweging gemaak het, het die Here klaar met Elisa gepraat, en hy het dit vir die koning gesê, en hulle het voorsorgmaatreëls getref. Want Elisa se onderskeiding was baie goed geweest. En dan toe raak die koning kwaad. En die koning stuur toe 'n hele leer om vir Elisa te omring. Sy diensknegt staan op en hy sien dat hulle huis omring is deur die weermag van die Arameese, en hy sê, ons is in die moeilikheid. Ons is omring. En Elisa sê, bid dat sy oë sal oopgaan, en hy begin sien die Here se leerskare. Hy begin sien die strydwaans van vuur. En hy sien dat hy wat vir ons is werklik groter as hy wat in die wêreld is. En dit klink nou soos 'n teks wat jy al baie gehoor het, maar ons vergeet dit baie keer. En ons lewe nie altyd van 'n plek uit, van dat die feit dat hy in ons is groter as hy wat in die wêreld is nie. En my gebed is dat ons hierdie geestelike onderskeiding, dat die Here ons almal se oë sal oopmaak. Selfs veral in die tye wat ons sukkel om te sien. Want ons sukkel, ons emosies kry partykeer die beter van ons. En ons raak verward. Die gedagtes spoel. Maar dit sal stil raak. En sê, Here, help my om te onderskei. Maak my oë oop dat ek die waarheid, die regte waarheid sal sien. Al is ek omring, U is by my. Hulle is al 10,000 om my. U is by my. En U weermag is soveel groter. Staan saam met my, dan bid ek vir ons. So ek wil sommer net weer deur hierdie 5 punte hardloop. En ek gaan stadig deur dit lees, en as jy
As jy braaf voel, beamoed dit en maak dit vas by die Here. Here Jesus, Heilige Gees, ek wil onmiddellik gehoorsaam wees aan U. Here, ek wil soos wat U bekend was, Jesus, dat U nie gekom het om te gedien te word nie, maar gekom het om te dien, wil ek ook bekend wees vir my getrouheid en my diensbaarheid. Here, soos wat U barmhartig was, genadig het betoon het, deernis en medelee gehad het, Here, wil ek ook dit hê. Here, al besef ek dit nie altyd nie. Al dink ek baie keer ek is wys in my eie. Bly ek so afhanklik van U. Die waarheid is, Here, ek is so afhanklik van U en ek kan niks sonder U doen nie. U is my begin en my einde. U is my veilige vesting, U is my rots. U is my raadsman, U is my leidsman. Heilige Gees, ek is afhanklik van U. U is die bron van lewe, U is die ware wingerdstok. En laastens, Here, maak my oë oop. Gee vir my die gawe van onderskeiding. En mag ek groei daarin. Mag ek groei in die gawe van onderskeiding. Om nie vas te kyk in die situasie nie, Here, maar om die realiteit van die koninkryk te sien. Here, sodat ons nie bid uit ons gevoelens uit, of wat ons dink reg is nie, Here, maar dat ons altyd sal bid, soos in die hemel, so op die aarde. Jesus, dankie dat U die perfekte voorbeeld was vir ons. Dankie dat U die een is wat die oorwinning reeds behaal het. En dat ons reeds staan in 'n plek het van oorwinning. Here, dankie dat U Gees op ons rus. Dankie dat U ons kies. Here, dankie dat hier nie 'n persoon staan vanoggend hier wat nie gekies is deur die lewende God. Elke persoon het U hier gekies as 'n kanaal vir U koninkryk. Hier in Wellington. Daar waar hulle werk, daar waar hulle ry, daar waar hulle 'n vakansie hou. Elkeen nie. Here, mag U altyd saam met ons getuig van Jesus. Ons het U lief, ons koning van konings. U heers, U is God, U is die skepper. Ons is die klei en U is die pottebakker. Hoe veilig is ons in U hand, Here? Ons is veilig in U hande. The master craftsman. Dis Here, dankie, terwyl ek bid, en dalk is dit nie vir almal nie, maar voor regtig is vir iemand, is dat die Here moenie droom uit jou situasie uit, of wat jy dink moontlik is nie. Maar laat die Here regtig toe om jou drome vir jou oop te maak. Dat jy groter sal droom. Dat jy groter sal droom. Jy is tot soveel meer in staat as wat jy nou dink. Dink aan die disippels. Die uitkyk vir hulle lewe was visvang. Visvang vir mense. Nie van mense nie, maar vir mense. En kyk hoe dit uitgedraai vir hulle. Maar hulle het een antwoord reg gekry. Volg my. Volg my. Here, dankie dat ons dit nie hoef gecompliseerd te maak nie, maar dat ons U net hoef te volg. En U sal vir ons plekke te vat wat ons nie eens geweet het nie, Here. Nie eens van gedink of gedroom het nie.
Dis wat die skrif sê vir ons, dit wat jou oog nog nie gesien het nie. Dis wat U instoor het vir ons. Jesus. Jesus, ons het U lief. Here, ons kies vandag om oor te gee. Ons gee oor, Here. Jesus. Maar so liedjie wat by my opkom, my ou sing, Lord, come wrestle me and win. Here, kom wen ons, Here. Kom oorwin ons. U is ons alles. U is ons bruidegom. Ons is die bruid. U is ons bruidegom, die liefde van ons lewe, the lover of our souls. Jesus. Ons het U lief, Here. Here, ek seën nie elke persoon nie. Here, sien hulle ingaan, hulle uitgaan. Hou hulle veilig, Here. Hierdie sê in die skrif dat U engele opdrag gee aangaande die wat U liefhet. Here, ek bid dat U engele sal opdrag gee oor een en elkeen wat hier staan vanoggend, Here. Hou hulle veilig. In Jesus naam. Amen.